Goeiemôre vriende. Baie hartlik welkom in die erediens. Geloofsgemeenskap kom op Sondagmôre in die erediens bymekaar om die Here te aanbid en ook na die Here se woord te luister. En mag die Here se woord ook in die week wat voor lê ons troos en bemoediging wees. As daar mense is wat nie by ons aansluit, meld aan by die inligtingseentrum in die voorportaal, waar julle al die besonderhede sal kry en dan ook die nodige vorms sal invul en altyd baie hartlik welkom aan nuwe intrekkers by ons. Dan vriende het ons die gebruik dat ons vir mense wat siek is of in een of ander krisis is, blomme te gee. Nou vanmôre dink ons aan Lis Meyering wat ongesteld is. Annerie sal die blomme vir haar vat en dan Dr. Gerrit van Aswegen se broer is oorlede en dankie Andre en Rensia dat julle vir ons die blomme vir hom vat. Dan die volgende, vriende, ons kort nog mense wat gaan help met die teeskink op 'n Sondagmôre. Daar by die luik waar die tee bedien word, is daar 'n papiertjie waar jy kan invul as jy wil help daarmee. Ons wil graag hê mense moet ons help by die koffie en tee skink en dan ook sommer na afloop van die erediens is daar koffie en tee beskikbaar, maak gerus gebruik daarvan. In die voorportaal is daar ook die Bybelgenootskap se koevertjie en dan ook die kollekte sakkie of 'n boksie wat jy kan gebruik en by die huis die sente daar ingooi en dit dan ook vir die Bybelgenootskap bymekaar maak. Baie dankie ook vir julle hulp. En dan vriende, die van julle wat nou opgewonde was oor ons golfdag, onthou dit skuif nou na die 3 Februarie toe. Julle het nou kans om julle voorgee tot dan toe bietjie te lig. Dan het die jeuggroepe het afgesluit vir die kwartaal. Ons sien mekaar dan volgende kwartaal weer in die jeuggroepe. Dan het ons elke Sondag in die kwartaal 'n pamflet van die week. In die voorportaal is daar pamflette van CLF oor bepaalde onderwerpe. Vanoggend se onderwerp gaan oor vergifnis. Ons kyk bietjie na 'n teologie van vergifnis, wat sê die Bybel daaroor en dan wat sou gebeur as 'n mens nie vergewe nie. Neem gerus daarvan en lees dit en gee ook vir ander mense van wie julle weet dit dalk kan nodig hê. Dan vriende, is dit nou so, ons dra nog maskers. Wanneer ons in 'n gebou bymekaar is, kom ons respekteer dit ook vir ander se veiligheid. Ons hou maar ons maskers op. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Amen. Vriende, die Here groet ons vanmôre in die erediens met sy genade en sy vrede. Hierdie genade en vrede kom van die drie-enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees. En ons gaan nou staan en antwoord ons op die seëngroet van die Here met die sing van 3 lof- en aanbiddingsliedere. Die eerste lied is die bekende Psalm 146, wat 'n lied is waarmee ons die Here prys. Dan sing ons die vreugdelied van Vonk 5, die eerste en tweede strofe, en dan lied 353, waar ons harte vanoggend net juig oor die verlosser wat gebore is. 146, Vonk 5 en lied 353 tot eer en lof van die Here.
Vriende, vir die wet van die Here lees ons vanmôre 2 Johannes 1 vers 5 en 6. Die tweede brief van Johannes, vers 5 en 6. Nou sê Johannes, dit is nie iets nuuts wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En die liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe, soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet bly. Nou sê Johannes vir die gemeente vir wie hy skrywe, dit is nou nie iets nuuts wat hy voorskrywe nie. En vriende, dis ook nou nie die eerste keer dat ons hoor dat die wet van die Here saamgevat word met die woorde, ons moet ander mense lief hê nie. Nou verduidelik hy so tussendeur ook wat beteken dit om God lief te hê. Liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. In die eerste brief, hoofstuk 5 vers 3, sê hy die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. So 'n mens se liefde vir God kom tot uitdrukking daarin dat jy gehoorsaam is aan die Bybel. En dan die liefde vir die medemens beteken dat ons aan ander mense sal doen wat ons graag aan onsself gedoen wil hê. Ons moet mooi gaan sit en dink, wat sou my behoeftes en my begeertes wees? En dan doen ons presies dieselfde aan ander mense. Kom ons antwoord nou met lied 250, die tweede strofe hierop, waarin ons nou vir die Here bid dat hy sy liefde deur ons sal openbaar en dat ons in ooreenstemming met die wet van die Here ook ander mense sal lief hê. Lied 250, die tweede strofe. Goed, nou nooi die kindertjies vorentoe om 'n bietjie saam te gesels oor hierdie hele ding van liefde. Ons 'n bietjie vir mekaar sê, maar hoe sou mense nou ander mense kon lief hê? Hoe kan ons liefde vir ander mense betoon? Die kinders. Goed, julle moet ons nou 'n bietjie help op 'n praktiese manier. En praktiese manier beteken wat kan ons nou gaan doen as ons by die huis is en wat kan ons doen in die week? Die Bybel sê ons moet ander mense lief hê. Dit beteken ons moet vir hulle omgee. Ons moet vir hulle gee as hulle nodig het, ensovoorts. Nou kom ons help mekaar 'n bietjie en sê nou, wat kan ons nou doen in die week wat voor lê om te wys ons is mense lief en ons gee om vir hulle? Ons kan soos vir hulle 'n koppie koffie maak, laat hulle laat slaap, hulle help om vinnig aan te trek vir skool. Jessie, maar dis my mond vol, nee. Kan ek ook kom vir daai koffie? Ja. Koffie, simbool vir ons kan vir mense kos gee, ons kan mense help. Ek weet nou nie van die laat slaap nie, maar blykbaar kan ons mense ook help om 'n bietjie later te slaap, want mense wil in die koue later slaap nie. Goed, so, ons kan vir mense koffie streep kos gee. Dis een ding wat ons prakties kan doen in die week wat voor lê. Wat kan ons nog doen? Wonderlik, né? Ons kan vir mense ook 'n drukkie gee, net om vir hulle te wys ons is lief vir hulle. Mense het ook behoeftes aan drukkie. Ons kan kos gee, ons kan drukkie gee. Kom ons doen nog een ding. Dan het ons baie om te doen die week, né? Drukkies gee, kos gee. Ja. Jy het altyd vir medisyne gee vir siekes. Het julle geweet daar's kindertjies wat siek is wat nie medisyne kan bekostig nie, né? Ons kan uitvind wat is hulle siekte, wat hulle nodig en ons kan vir hulle medisyne gee. Dis 'n wonderlike ding. So, ons gaan in die week 3 goedjies doen. Ons gaan vir mense kos gee, ons gaan vir mense drukkie gee en ons gaan vir mense wat siek is, kindertjies gaan ons medisyne gee. Baie dankie, julle het ons mooi gehelp. Julle kan nou elkeen 'n hartjie kry.
Haartjies met 'n simbool van liefde en 'n mens kan hierdie haartjie eet. Dankie oom. Dankie oom. Great. Lekker dag. Oom meneer Andrei. Dis 'n plesier. Ook 'n lekker dag. Baie dankie. Baie dankie. Goeiemôre gemeente. Aan die Paas baie geluk met Vadersdag. Kom ons sluit die oë. Onse dierbare hemelse God en Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend op hierdie Sondag tot U kan bid en vir U kan sê Vader, want dit is U ook. Dankie, dierbare Here, dat ons by U Seun, Jesus Christus kon leer. Here, waar hy vir U genoem het, Abba, ons Vader. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag, Here, U naam in U huis te kan aanroep. Wat 'n wonderlike eer en voorreg, Here Jesus, om U ons koning te kan aanroep in hierdie dag. En dankie dat ons die Heilige Gees ook met ons het in hierdie dag. Ja, Here, as 'n mens deesdae na die wêreld kyk, dan wonder jy waarheen is dit op pad. Ja, Here, die oorlog, die hongersnood, die feit dat die wêreld verlore lyk. En Here, mens kan so maklik moedeloos raak en dink alles is verlore. Maar ons weet, Here, Jesus, dat U alles oorwin het, dat U dit oorwin het en dat ons, Here, net aan U moet vasthou. Here, U gee vir ons voorskrifte waaraan ons moet voldoen. En Here, ons het reeds nou gehoor van liefde. Maar Here, U sê ook vir ons dat U verwag van ons om heilig en gedissiplineerd voor U te lewe. En Here, help ons dan ook om te weet wat dit is om heilig en voor U te lewe. Ja, Here, ek bid vanoggend en ek vra dat die vrug van die Gees in ons sal manifesteer. Liefde, Here, vrede, vreugde, geduld, goedheid en getrouheid, nederigheid en Here, selfbeheersing. Here, lei dan ook vir hom wat voorgaan vandag, breek U woord vir ons oop. En Here, wil U gee dat U woord in ons sal manifesteer. Dan Here, laastens wil ons vir U vra, Here, nie ons wil nie, maar U wil. Al is dit altyd vir ons hoe hard. En Here, help ons om te besef, want dit is immers, Here Jesus, wat U ook daar in die tuin van Getsemane vir die Vader, ons Vader, gesê het. Here, nie my wil nie, maar U wil. Vergewe dan ook ons sondes, al is dit menigvuldig. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Dankie, Andrei. Vir ons skriflesing vanmôre kom uit Numeri 13 en Numeri 14. Ons gaan by beide hoofstukke so 'n paar verse lees. Die teks verskyn op die skerm. Jy kan dit daar volg as jy wil. Numeri 13 by vers 1 en 2. Die Here het vir Moses gesê: "Stuur manne om Kanaan, wat ek aan Israeliete sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is." Vers 17 tot 20. Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken en vir hulle gesê: "Trek deur die suidland en op na die bergwêreld toe. Bekyk die land, hoe dit is, en of die mense wat daar woon sterk of swak, min of baie is. Of die land waarin hulle woon goed of sleg is, en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring." Vers 27 en 28. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: "Ons het in die land gekom waarin U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak, dis nou die reuse daar gesien." Vers 30 tot 33. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê: "Ons moet beslis optrek in die land en besit neem, want ons kan dit doen." Maar die manne wat saam met hom gegaan het gesê: "Nee, ons kan nie teen daai mense optrek nie, want hulle is sterker as ons." Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê: "Die land wat ons gaan verken het is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak.
En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakite stam van hulle af. Ons was 'n sprinkaan in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Hoofstuk 14, vers 6 tot 8. Josua die seun van Nun en Caleb seun van Jefune, manne wat saam met die land verken het, het vir die hele vergadering Israeliete gesê: die land wat ons gaan verken het, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Vers 36 tot 38. Die manne vir wie Moses gestuur het om die land te verken en wat na hulle terugkoms die hele volk teen Moses in verset laat kom het, deur die slegte gerugte oor die land te versprei, almal wat vir die slegte gerug oor die land verantwoordelik was, het gesterwe deur 'n plaag wat deur die Here gestuur is. Van die manne wat die land gaan verken het net Josua seun van Nun en Caleb die seun van Jefune bly lewe. Vriende, ons het na die verhaaltjie geluister en 'n mens kan dit byna nie glo dat 12 mense dieselfde dinge kan sien en so kan verskil in hulle interpretasie daarvan nie. Ons het 'n uitdrukking, feite is feite, en jy kan daar niks aan doen nie. Maar dis net gedeeltelik waar. Maar dit maak tog 'n verskil hoe 'n mens na die feite kyk, uit watter hoek jy daarna kyk. Wanneer jy byvoorbeeld nie lekker voel nie, dan kan die opgewondenheid van mense rondom jou byna irriteer. Maar wanneer jy self bly is, dan werk die blydskap van ander aansteeklik op jou in. Neem nou maar die doop. Daar roer mos iets in 'n mens wanneer 'n klein babatjie hier gebring word om gedoop te word. Maar ouers wat 'n kind aan die dood afgestaan het, vind dit dikwels moeilik om 'n doopdiens mee te maak. Wat dink jy was die verskil tussen hierdie 12 manne? Hoekom het 10 van hulle gesê, daar's geen manier dat ons hierdie land kan binnegaan nie, en 2 van hulle het gesê, ons kan verseker gaan? Hoe het hulle verskil in die manier waarop hulle na die feite gekyk het? Nou vriende, die Here het Israel verlos van die nare Egiptenare, wat hulle so swaar laat kry het. Hy het hulle laat wegtrek uit Egipte en hulle 'n ander land beloof, 'n besonderse land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis 'n manier om te sê die land was baie vrugbaar. Daar's alles wat jy wou hê. Hulle het lank getrek, baie jare om by hierdie wonderlike land uit te kom, en uiteindelik hier in ons teksgedeelte is hulle nou naby die beloofde land Kanaan. Dis nou die tyd om te gaan kyk hoe dit daar lyk. Waarop moet hulle voorberei? Moses stuur dan 12 manne, topmanne, leiers van Israel, manne op wie jy kon staat maak. Die Here het gesê hulle moet die land gaan bekyk. Hulle moet gaan kyk of dit goed of sleg is, of die mense swak of sterk is. Jy moet daarop let dat hulle nie moes gaan kyk om te besluit of hulle die land kan binnentrek nie. Nee, dis hulle land. Die Here het dit aan hulle beloof. Hulle opdrag is maar net om te gaan kyk hoe dit daar lyk. En dan kom hulle terug en hulle stem almal saam oor wat hulle gesien het. Daar's nie 'n minderheids- en 'n meerderheidsverslag nie. Hulle stem al 12 saam oor die feite. Die land is ongelooflik vrugbaar. Dis nou regtig 'n land wat oorloop van melk en honing. Die Here het nie bygelas nie. En hulle bring ietsie saam om vir die mense te wys. 'n druiwetros wat so groot is dat 2 mans dit moet dra. Maar daar's 'n probleempie. Die mense wat in die land woon is sterk, hulle stede is versterk en baie groot. En daar woon reuse. Regte reuse. Wat nou gemaak? Sprinkane kan tog nie teen reuse gaan veg nie. Jy sien, nou begin dit vir jou duidelik word dat feite wel feite is. Maar die vraag is, hoe kyk jy daarna?
Die 12 manne het presies dieselfde dinge gesien. Maar 10 van hulle het nie na die land gekyk met die oë van die geloof nie. Wat hulle gesien het, het hulle op 'n menslike manier beoordeel. Hulle het reg gesien, maar het nie rekening gehou met God nie. Hulle het reuse gesien, maar het nie vir God gesien nie. Hulle het nie rekening gehou met die beloftes wat God aan Israel gemaak het nie. Reuse ten spyt. Nou vriende, dis wat 'n mens nou sou kon noem sekularisasie. Hulle het die beloofde land en sy beloftes gesekulariseer. Sekularisasie beteken dat jy net op 'n wêreldse manier oor dinge dink en dinge doen. God staan buite hierdie saak. Dis asof hy niks hiermee te maak het nie. Jy laat God buite rekening. Geloof in God beteken dat jy juis in alles met sy wil en sy beloftes rekening sal hou. Daar's niks in ons lewe wat nie met God te doen het nie. Vir hierdie 10 manne was Kanaan 'n doodgewone land waaroor jy in doodgewone terme praat. 'n Land wat soos enige ander land gevare het waarmee mense met rekening hou. God is nie te sprake nie. Nou is Kanaan natuurlik nie 'n land wat in alle opsigte oorloop van melk en honing nie. Dit het die geskiedenis van Israel duidelik bewys. Op sigself was dit ook nou nie 'n stukkie hemel en heiligheid nie. Maar dis nie waarom dit gaan nie. Dit gaan daarom dat dit die land van God se belofte is. En vriende, as God vir iets beloof het, kan niks of niemand in die pad daarvan staan nie, behalwe jouself natuurlik. Dit was die land waaraan die beloofde kind Jesus Christus gebore sou word. Hierdie land was die rede waarom Israel uit die slawehuis in Egipte kon wegtrek. Die oorsaak van hulle terugkeer het nie gelê in die veiligheid of die aantrekkingskrag van die land nie. Dit was geleë in 'n belofte van God. En dit wat die Here met hierdie land in gedagte gehad het. 10 van die 12 laat God en sy beloftes buite rekening. Dis asof God nie bestaan wanneer hulle 'n besluit moet neem nie. Nou vriende, ons ry maar in dieselfde bootjie as hierdie mense. Baie dinge wat ons graag van die Here wil hê, is ons ook nie beloof nie. Ons word nêrens beloof dat die lewe op aarde 'n paradys sal wees nie. Dat ons lewe sonder ellende en verdriet sal afloop nie. Hoe graag sou ons nou nie die res van ons lewe wou lei sonder om een keer kwaad te word of hartseer te wees nie. Wat ons wel beloof is, waarop ons wel kan staat maak, is dat God die wat op hom hoop nooit in die steek sal laat nie. Ons lewe kan vol wees van die genietinge van God se beloftes in hierdie ondermaanse. 'n Lewe waar ons die hele pad saam met God loop. God se beskerming in elke situasie, hoe sleg ook al, ervaar. Let nou mooi op, hoe dat 'n mens 'n gevolgtrekking kan maak op grond van hoe jy dinge sien. Die 10ste gevolgtrekking word geheel en al deur vrees en ongeloof bepaal. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Soos hulle self gesien het, so dink hulle, het die Kanaaniete hulle ook gesien. Met hulle voete op die beloofde aarde, is hulle waaragtig bereid om terug te gaan Egipte toe, of liewer in die woestyn te sterwe. Josua en Caleb sien dinge heeltemal anderster. Hulle is eintlik hartseer oor hulle medeverkenners se bevindinge. Hulle sien die land so: as die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee. Omdat hulle met die oë van die geloof na die land en sy inwoners kyk, is hulle glad nie bang nie. Selfs nie vir reuse nie.
Dis net wanneer jy sonder geloof na dinge kyk, dat jy benoud raak. Bygesê, geloof bly nog altyd realisties. Jy word nie 'n superman wanneer jy begin glo nie. Geloof beteken nie dat jy die versekering het dat jy sonder slag of stoot aan die ander kant sal uitkom nie. Met God se hulp gaan dit nie altyd voor die wind nie. God beloof jou miskien dat jy die reuse sal oorwin, maar dit sal nie sonder stryd gepaard gaan nie. Sien vriende, hoe ons die lewe sien en hoe ons lewe is, berus nooit net op die feite nie. Dit het alles te doen met die geloof waarmee ons na gebeurtenisse kyk. Geloof en ongeloof is die enigste twee brille waardeur ons na die wêreld rondom ons kyk. Wat in ons kop beland, gaan of deur die bril van die geloof of deur die bril van ongeloof. En geloof hang natuurlik saam met hoe 'n mens oor God dink. Dit gaan nie net oor power of positive thinking of die glas is half leeg of half vol nie. Die 10 was op daai oomblik bang vir die reuse omdat hulle nie gedink het God kan help nie. Josua en Caleb het anders oor God gedink. Hulle het regtig geglo wat Jeremia en Jesus oor God sê, dat niks by hom onmoontlik is nie. En daarom is daar by hulle geen twyfel dat die Here aan hulle die mag sal gee om hierdie reuse te oorwin nie. Vriende, die manier waarop jy jou lewe gaan beleef, gaan bepaal word deur dit wat jy van God dink. Wanneer jy in 'n krisis kom, gaan dit baie saak maak hoe jy dink oor God. Hoe jy dink oor God se vermoë en God se gewilligheid om werklik hierdie lewe saam met sy kinders te leef. En as jy glo God kan enigiets doen, dan hoef jy vir niks anders bang te wees nie. Want God is altyd sterker as daai iets. En as dit die slag met jou baie rof gaan, dan weet jy, God kyk vir my. Hy sal nie toelaat dat ek seerder kry as wat hy wou gehad het nie. Ek weet nie of jy agtergekom het nie. Hierdie 10 het presies gekry waarvoor hulle gevra het, naamlik om in die woestyn te sterwe. Dit wil hulle tog hê. So straf die Here sonde. Die ongeloof kry presies wat hy vra. Maar dit geld ook van die geloof. Josua en Caleb is die enigste van hierdie manne wat die beloofde land binne gegaan het. Dis hoekom ons 'n ander spreekwoord het wat sê die geloof beskaam nie. Jy sal nooit verniet glo nie. Al gee die Here nie noodwendig wat jy gevra het nie, dan gee hy vir jou wat sy wil vir jou lewe is. Dis in feite is feite. Maar dit maak tog 'n verskil of jy gelowig of ongelowig daarna kyk. Dit maak 'n groot verskil oor hoe jy oor God dink wanneer jy daarna kyk. Baie gaan afhang van die vraag, dit wat met my gaan gebeur, gaan ek dit versekulariseer of gaan ek rekening hou met die beloftes van God? Want die manier waarop jy oor God dink en die Here betrek by jou lewe, gaan bepaal hoe jou lewe gaan wees. Miskien wag daar hierdie week 'n reus op jou. Maar onthou nou, daar is nie net reuse nie, God is ook daar. En jou lewe word bepaal deur hoe jy oor God dink. Want God maak die verskil. Amen.
Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die liefde en die waarheid bly. Amen.